Ons visie. Die Here maak ons soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ons missie. Om elke lidmaat toe te rus vir hul diens tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons strategie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal. Ons waardes. Groei. In die beeld van Christus. Konneksie. Leef in konneksie met ander. Dien. In jou God gegewe gawes. Deel. Die boodskap van Jesus Christus. Ons tema vir hierdie jaar is kom huis toe. Vader, vir die voorreg dat ons vanaand weer hier kan instap in u huis en weet jy is al reeds hier so, Vader. Ons wil u loof en ons wil u prys vir die voorreg wat ons het om in u teenswoordigheid in te kan kom, Vader. Here, ek bid vanaand, ek bid al die hele tyd, Vader, dat u die grondgebied sal voorberei, dat u elkeen se harte sal voorberei vanaand, Vader, vir die woord wat sal uitgaan, sodat vanaand op vrugbare grond sal val. Vader, ons bid vir elke persoon wat hier vanaand sit, dat hulle sal iets kan vat en sê, ek is 'n oorwinnaar in Jesus Christus, en dat elkeen sal weet dat U alreeds 'n plan vir hulle lewens het, Vader. Here, ek wil vanaand kom en vir U vra dat elkeen van ons herlaai sal huis toe gaan, dat U elkeen se oor sal aanraak en elkeen se hart sal aanraak. Vader, ons bid al hierdie dinge. Ek vra dat U vanaand die woord, dat dit nie 'n vleeslike ding sal wees nie, maar 'n Holy Spirit inspired word sal wees. Vader, ek kom in nederigheid voor U en ek is 'n empty vessel en ek vra, gebruik my, Vader, nes ek is. Dankie, Here, vir die voorreg. En almal wat die Here liefhet sê, amen, amen, amen. Dankie, Here. Dankie Charlie, dankie almal. So vanaand het ons onderwerp nog steeds nie verander nie, hy is nog steeds onder konstruksie, maar ek wil julle 'n bietjie in my wêreld en my kinders se wêreld inbring. So ek en Sinclair en Diane, ons was maar die 3 musketeers en ek was 'n enkel mamma op 'n baie jong stadium in my lewe gewees en ons het 'n huis gekoop. Nou, ek weet nie of julle weet, om 'n huis te koop is nie perde koop nie. Huis koop is 'n permanente, baie lang proses. Maar ek was in 'n gelukkige posisie gewees. Ek het hierdie huis gekoop maar vir R120,000. Ek praat daarom nou amper al 30 jaar terug, wil ek net by sê. En ons het die huis gekoop, is in Pietersfield Uitbreiding in Springs, maar dit is 'n platdakhuis. Pragtige 4 slaapkamers, 'n groot massiewe sit-eetkamer, TV-kamer, al te pragtig. Maar as jy gehoor het wat ek sê, dis 'n platdakhuis. Nou ek weet nie of een van julle al ooit in 'n platdakhuis gebly het nie. Het iemand? Julle het die ondervinding wat ek nou vir julle gaan vertel van. So, my arme ou 2 seentjies, hulle was baie klein gewees. Ek dink as ek nou vir Sinclair moet vra, gaan hy vir jou presies sê waar elke emmer, elke pan en elke handdoek gaan lê het, want ons dak het gelek. Maar hy het baie erg gelek. So hy het nie net in die sitkamer gelek nie, hy het reg deur die hele huis gelek. En hierdie 2 manne was so oulik, elke keer as dit net lyk of die weer opsteek het, hulle al klaar die ammunisie gaan uitpak. So gebeur dit, ons besluit eendag, tot hier toe en nou nie verder nie. Ons gaan nou 'n nuwe dak opsit. En die ou, ek kry toe 'n klomp kwotasies en nou Henry,
Hy was die goedkoopste goeie goed van hom gehoor. Hy's 30 jaar al in die bedryf en hy sê toe, nee, R70,000 en ek sit hierdie dak vir jou binne 3 dae op. En ek is toe nou gerus, maar ek wil net vir julle sê, dit is meer as die helfte wat ek vir my huis betaal het. Wil ek net sê, nou die dag toe ek daaraan dink, dit is nogal scary. Maar in elk geval, so wat gebeur is 7 dae voor Kersfees, want dis die enigste tyd wat ek op verlof is en dit is die enigste tyd wat ons hierdie dak kan vervang. So 7 dae voor Kersfees sê die oom, nee, ons gaan die dak afhaal, hulle haal die dak af, en hulle kom na my toe en sê, hoorie, ons kan nie die dak nou begin vervang nie, want dis te laat, dis donker. Ek sê, okay, ek kyk so uit, ek sê, ag nee, daar is nie 'n ou wolkie in die lug nie, maar nou staan my huis sonder 'n dak. Ons gaan slaap by daai aand by 'n vriendin, en julle, hier gebeur die ondenkbaarste ding. Die grootste storm, haal, reën, wind, weer, maak nie saak wat nie, kom daai aand neer. Ek en die kinders spring in die kar, ons jaag na die huis toe, ons kom daar te laat. Alles is onder water, ons staan letterlik kniediep in die sitkamer onder water. En ons het toe maar probeer red wat ons kan. Meeste van die goed is maar in die motor, in die motorhuis, in die garage gaan bære. En ons het so ingedra, het het net aangehou reën, ons het net naderhand daar gestaan en ons gesê, ons kan nie meer nie. Teruggegaan na my vriendin toe, daai volgende dag, en ek weet nie, was julle al by so crime gewees, waar jy na die volgende dag waar dit ingereën het, en nat geword het, julle, dis modder. Dit lyk soos 'n vuil swembad, ons klere dryf rond, daar is net 'n gemors, dit is vuil, ek kan sommer al klaar ruik, die matte begin stink, dit is regtig nie 'n lekker plek om te wees nie. En ek net is om te sê, Henry het ook met die R70,000 weggehardloop, want ek dink dit was vir hom ook te groot gewees. Maar, nie vir een oomblik, het ek en daai kinders in daai huis gestaan, met die water wat al enkel diepte is, gestaan en gesê, nee, die huis is onvervangbaar, nee, ons gaan hom verkoop, ons kan hom nie, weet jy wat, kom ons staan hom heeltemal plat, en ons begin van voor af. Nie een keer het ons dit eers gedink nie. En 'n baie wyse man, my pa kom hy kom daar, hy sê, my kind, bad luck, bad timing, maar hier is die woorde, maar dit is deel van die lewensproses. En op daai oomblik het ek nie enigsins daarvan gevat nie, want ek sien net, ek en my kinders, ons het alles verloor. Daar is niks nie, daar is nie 'n foto nie, daar is nie 'n TV nie, alles is net in papnat en vol modder. Maar binne 'n week, ons ek besef, ek is hier nie, maar hierdie huis moet op, maak nie saak wat ek doen nie. Binne 'n week is daar scaffoldings op, die verf is daar, die dakkappe is daar, die nuwe sinkplate is daar, seël, ons kan nou seël, skroewe, spykers, alles is daar. Met ander woorde, op daai oomblik is my huis, ons huis, onder konstruksie. En hulle begin te werk. En dit bring my dan by ons eie lewens. Hoeveel keer vind jy jouself nie, dat jy in daai modderwater staan, so diep? Hoeveel keer vind jouself nie, waar jy teleurgesteld is, of ingedoen is met geld nie? Of hoeveel keer vind jy jouself nie, dat jy net depressed voel? Want hierdie storms en hierdie reën en hierdie haal het gekom en alles wat jy ooit aan gedink het, kom vernietig. Hoeveel keer vind jy jouself nie in 'n plek, wat jy voel jy wil net gaan sit en huil nie? Ek wil vir jou vandag sê, jy is net onder konstruksie. Want ek gaan jou nou bring by 'n man in die Bybel, en ek gaan 'n paar karakters van die woord gebruik, net om vir jou te sê, julle is nie alleen nie. So Abraham, almal weet, dat hy die vader van alle nasies sal wees, en hy word beloof deur God om eintlik 'n seun te hê, en hy gaan die vader word van al hierdie dinge. Ek dink ek het nou iets gemis, julle. Ek het die belangrikste ding. Sorry julle, ek gaan terug rewind. Okay.
So jy is heeltyd onder konstruksie. En jy voel, jy het alles verloor, maar vir die ongeoefende oog, lyk dit of hierdie plek verkoop moet word, afgebrand word, afgekap moet word. Maar vir daai argitek, wat daai planne opgetrek het, hy het so na die planne gekyk en hy het gesê, no problem, ek ken elke millimeter van jou huis. En hy het vinnig vir my 'n plannetjie opgetrek en hy het vinnig vir my 'n kosteberekening gedoen en alles ingereken en gesê, dis wat dit jou gaan kos. Net soos God jou argitek. God is die argitek van jou lewe. Hy ken elke sentimeter, elke gedagte, elke moontlike ding wat jy dink, weet hy. Hoor hoe mooi sê hy in Efesiërs 2 vers 10 sê hy, want ons is God se handewerk. In Engels in die Amplify sê hy vir my so mooi, hy sê, for we are his workmanship, his own masterwork, a work of art, created in Jesus Christ. Hy sit met die blueprint van jou lewe in sy hande. Hy het reeds die subkontrakteurs, daai mense wat in jou lewe moet wees, het hy klaar in jou lewe ingesit. Hy het al hierdie teleurstellings, al hierdie morsige, vuil water, plekke waar jy jouself vind, het hy klaar in berekening ingeneem. En hy sê vir my, hy sê Renay, I've got this, ek is jou argitek. En hy sê, jy's reg op skedule. Jy is nog nie 'n voltooide produk nie. Ek is nog besig om aan jou te werk. En hy sê vir my, Renay, jy's offisieel, is jy onder konstruksie. As jy deur enige van hierdie goed is, weet maar, jy is onder konstruksie. Is jy op hierdie stadium al reg en perfek? Werk alles perfek uit al vir jou? Nee, jy het nog steeds hierdie woede, jy het nog steeds hierdie verslawing, maar kom ek vir jou sê, onder konstruksie beteken, daar gaan 'n vordering kom, daar gaan 'n verbetering kom, die dak moet opkom, die mure moet geverf word, so jy bly onder konstruksie, wat beteken, om onder konstruksie te wees, beteken nie, jy kan nou net terugsit en die Here gaan nou maar net sy job doen nie. Hy sê nee, ek sal my deel doen, maar jy moet jou deel ook doen. Jy moet jou rug draai op hierdie dinge, hierdie irritasies, hierdie frustrasies, hierdie verslawings, hierdie dinge. Hy vra, draai jou rug op uit, want ek gaan my deel doen. Maar jy moet bereid wees om te verander. En nou bring dit by Abraham. Abraham was geroep om die vader van vele nasies te wees. God het gesê, ek gaan vir jou seun stuur, jy gaan 'n pa wees van baie families, van baie nasies. En nou Abraham en nou Sarah, ons weet al, hulle was baie oud geweest, hulle het gebid, hulle het gevas, hulle het jare lank gebid, maar nog geen baba nie. Hoeveel keer kom jy op 'n plek waar jy bid vir 'n deurbraak, waar jy vra Here, gryp in, wees deel van hierdie plan, ek het hierdie dinge, hoeveel keer bid jy nie vir dit nie, en dan is daar nog steeds geen baba of geen deurbraak nie. Maar Sarah kom en sy sê vir Abraham, ek het 'n plan. Stap jy saam met my slavin Hagar, en daai baba, daai seun sal ons dan nou maar vat as die beloofde seun, want ons wag nou al soveel jare. En ek dink nie eers Abraham het gebid daaroor nie, hy het net gesê, ag my liefie, net wat jy sê. Hy dadelik, en dit was nie lank nie, toe is ou Hagar swanger en Ismael word gebore. Maar hier is die ding, hierdie baba, die buite-egtelike baba, het baie onmin in die huishouding ingebring. Daar was jaloesie, so erg dat arme Abraham, ou Hagar en ou Ismael in die woestyn moes jaag. Daar was onmin, daar was verbitterheid, daar was konstante moeilikheid gewees. En ek dink die mense in die buitekant het gestaan en gekyk en gesê, julle moet julle eie reality TV kry, realhousewives.com Bible of so ietsie,
Want dis wat ons sien. Ons sien sy foute wat hy gemaak het, sy verkeerde besluite wat hy gemaak het. Dis wat ons as mens sien. Maar kom ek sê, maak jou gerus. God sit met Abraham se lewensplan in sy hande en hy weet wat hy die planne is. En so het hulle toe nou maar vir ou Isak toe nou gehad en alles het goed verloop. Ons dink by onsself, as hierdie man, hy is nou die man van vele nasies en hy word genoem man met die meeste geloof, maar hy het 'n buiteegtelike baba gehad, hy het dinge in sy eie hande gevat, hy het 'n vrou swanger gemaak buite die eg, hy het 'n vrou en 'n kind in die woestyn ingejaag. Dit klink nou nie klink asof dit iemand is wat baie geloof gehad het nie, nê. Maar hierso sê hy in Romeine 4 vers 20, baie jare na Abraham, sê hulle, Abraham het nie een keer getwyfel aan God se belofte nie. Inteendeel, sy geloof het sterker geword en so het hy die eer aan God gegee. Net daarna lees ons in Romeine 4 vers 21 lees ons, hy was absoluut, dis nou Abraham, absoluut daarvan oortuig dat God enige iets kan doen wat hy beloof het. Enigiets. Hy was oortuig daarvan, want hy was a living proof. So God het nie na Abraham se foute gekyk nie. Hy het nie gevra, jy sê Abraham, nee, jy mis dit, jy het gediskwalifiseer nie. Nee, God het gesê, ek het 'n plan vir jou, en ek sal sorg dat jy daar uitkom. Ek sal seker maak, dat jy jou goddelike destiny bereik, jou goddelike bestemming bereik. So wil ek julle bring na ou Petrus toe. Ek gaan 'n paar karakters gebruik want ek wil hê julle moet dit hoor. Bring ek jou by Petrus. Nou Petrus was handpicked deur Jesus. Handpicked. Jesus het geweet hy's 'n man met 'n kortie meer. Hy het geweet hy's 'n visserman, hy vloek maar lekker. Hy het dit geweet. Op 'n stadium praat hulle van ou Petrus wat 'n soldaat se oor afgekap het. Hy was aggressief. Hy was geïrriteerd en frustreerd met mense. Hy was woedend, kwaad vir sommer die wêreld. Hy het op 'n stadium gekom wat hy eintlik Jesus verdedig het en toe die volgende keer toe verraai hy vir Jesus. Nou sal jy by jouself dink, hy het die punt gemis. Hy's gediskwalifiseer want hy het al hierdie fout, hy het Jesus verloon. Hy het erken dat hy hom nie ken nie. Ek en jy as mens sal hier op die kant staan en sê, jy's onbetroubaar. Jy is 'n leenaar, ou Petrus. Jy's sommer net rubbish. Jy's 'n lafaard. Want dis wat ons sien. Ons sien hierdie, maar God sit met Petrus se lewensplan in sy hande. En hy weet presies waar Petrus moet opeindig. En hy het so vir Petrus gekyk en hy het gesê, hy het nie in Petrus se lewe gaan staan en kniediep in hierdie modderige vuil plek gaan staan en gesê, ons verkoop jou maar, daar's niks hoop vir jou nie. Nie een keer het hy dit gedoen nie. Net soos wat ek en die kinders nie een keer in hy sitkamer of in hy huis gestaan het gesê het, ons gaan jou verkoop nie. God het nie een keer dit vir Abraham gedoen nie en hy het nie een keer vir Petrus gedoen nie. Jy sien, wat ons sien en wat God weet, is twee verskillende goeters. Ons sien sy swakhede en sy foute raak, maar God sien sy plan. So is ou Petrus later ook bekend begin staan as 'n gerespekteerde leier in sy gemeenskap, want God het 'n plan gehad, hy het menigte mense tot Jesus gebring. So God sal nooit dat jy jou destiny mis nie. Petrus was in 'n seisoen van onderkonstruksie gewees. En wat ek vir jou hierso probeer sê is, waar jy nou is dalk nie so belangrik, soos waar jy gaan opeindig nie. Dit is belangrik dat jy weet, dat God sit met jou blueprint van jou lewe in sy hande. Hy is die argitek van jou lewe.
En hy weet waar jy moet opeindig. Al staan jy in 'n gemors vol modder lewe. Al voel dit vir jou asof jy nie waardig is nie, al voel dit vir jou of jy gediskwalifiseerd is omdat jy dinge in jou lewe gedoen het. Jy stel wel 'n konstruksie. Maar God sê, wees bereid dat ek jou kan vorm en wees buigbaar dat ek jou kan gebruik. So onthou, om onder konstruksie te wees beteken nie jy kan terugsit nie, dit beteken daar's verbetering. Ek is beter as verlede jaar. Ek is beter as die vorige keuse wat ek gemaak het. Moet nooit jouself in daai modder kry permanent nie. Vertrou God dat hy jou plan van jou lewe, dat hy hom ken. Ek weet nie, was julle al op 'n construction site? Die mooi woord daarvoor is konstruksieterrein. Was julle al ooit op een? So ek is eerlik, as ek verby inry dan kan ek nooit besluit is hy besig om die gebou af te bou, breek of op te bou nie. Want daar's altyd klomp rommel, en daar's altyd klomp beton en plastiek en containers, so ek weet nooit wanneer is hulle besig om 'n plek te bou of af te breek nie. Maar ek het net nou die dag toe ek besef, ek was nog nooit op 'n konstruksiesite gewees en ek het toe besluit, ek stop by 'n plek, klim uit vir die sekuriteitsou, kan ek asseblief op site gaan? Hy sê, mevrou, helmet, wat ons almal dra, daai hard hat, ek is toe nou op die site. En ek besef terwyl ek daar staan, dat het hulle 'n kleiner gebou afgekap om 'n wolkerkrabber. Nou as jy nie weet wat dit is nie, weet jy wat 'n wolkerkrabber Sinclair? 'n skyscraper, ek is trots op jou. 'n skyscraper. Min mense weet dat 'n wolkerkrabber 'n skyscraper is. En ek loop nader en ek kom by hierdie en ek besef hierdie verskriklike gate wat hulle gegrou het. En ek kyk so en ek wil nie oordryf nie, maar ek dink dit was omtrent 20-30 meter diep gate wat hulle gegrou het. En die ou sê vir my, hoe hoër die gebou is, hoe dieper is die fondasie. So daar is shortcuts, ons kan dit in ons lewens toepas, daar is shortcuts. Hulle kan 'n 10 meter fondasie sit en 'n 30 meter skyscraper opsit, maar een of ander tyd gaan daai gebou val. In ons lewens is ook so. Het jy al gevoel, jy kom in 'n plek in jou lewe, waar jy is excited, jy het hierdie drome, en jy bid, en jy vas, en jy is heeltyd besig, en dit voel vir jou, jy praat net met die Here, en dit voel vir jou, of jy net al hoe dieper afgaan. Ek is seker daarvan, as ek vra om hande op te steek, gaan 99% van julle hande opsteek. Dit voel of jy net onder toe gaan, en voel of die wêreld en die dinge net meer en meer raak. Die aanvalle is groter, soos ons Christene dit noem. Het jy jouself al daar gekry? Ek sien Tannie se kop pragtig, want dit is niks snaaks nie. Dit is deel van die lewensproses. Dit is deel van jou destiny. Ek sê vir jou, God is by jou in daai fondasie. En hoe dieper hy grou, want hy weet, jy het 'n 80 meter van gebou wat gaan opgaan. Jy het baie dinge wat jy nog vir hom gaan doen, so hy gaan al hoe dieper grou, en jy gaan deur 'n paar klippe gaan. Eerste grond gaan lekker sag wees, die tweede grond gaan klippe wees, dalk gaan dit rotse wees, en dan op 'n stadium gaan jy dalk 'n pyp of 2 raak staan, wat hulle al daaronder gesit het, jare terug. Jy gaan deur al hierdie goed gaan, want God is besig om jou fondasie vir jou te gebou, sodat hy jou karakter kan sterk maak. Hy het nodig dat jy kan staande bly wanneer die storms kom en wanneer die winde kom. En hy weet ook waartoe jy in staat is. Maar dit help nie, hy sê ek het hierdie droom van 80 meter skyscraper en ek gaan net 'n 10 meter fondasie gaan gooi nie. God gaan aanhou en aanhou. Soos jy jouself vind in daai plek, weet God is besig om jou fondasie te grou, want hy wil jou na die volgende level toe vat. En dit gaan bietjie paar klippe vat om te kou hieronder. Hoor wat sê hy in Jesaja 28 vers 16, hy sê, daarom sê die Here my God, ek lê 'n fondamentklip in Sion, 'n
goedste klip, 'n kosbare hoekklip vir veilige fondament. Elkeen wat op hom vertrou, sal nie paniekerig raak nie. God is een van daai rotse en hy gaan staan. Hy gaan daar wees vir elke keer as jy voel jy raak moeg en mismoedig. So terwyl hulle ons huis besig was om te bou, onthou ek het hulle fondasies gekrou, ons het maar 6 meter dak gehad en met ander woorde ek vermoed die gat was omtrent 6 meter. So het klomp fondasies ook gekrou, hulle het pilare geplan ensovoorts. En ek kom die een dag in die huis ingestap en ek sien hier staan 2 pilare in die middel van my sitkamer. En ek is so sin, gaan haal die planne, kyk, roep die boukontrakteur, ek sê, die is nie deel van die planne nie. En ek sien hy kry so grin op sy gesig, hy sê, mevrou, vanoggend toe ek op pad hiernatoe gery het, het ek op die nuus geluister, en hulle het gesê, die Oosrand gaan storm, reën en winde kry. En ek het in my hart gedink, hierdie dak het ons net gister opgekap, hierdie mure het ons net gister gepluister, ek gaan my hierdie 2 pilare hier opsit, net tydelik, om hierdie mure en hierdie dak regop te hou. En ek dink baie kere, is daar vrae wat ons vir God het. God, maar hoekom moes hierdie nou met my gebeur het? Hoekom staan hierdie pilaar in die middel van my lewe? Hoekom is hierdie hierso? Partykeer doen God dit opsetlik. Maar hierdie man het kennis gehad en ervaring gehad. So ken God, hy weet wat sy plan is en hy weet vir die storm wat gaan kom, so hy gaan goed in jou pad sit en hy gaan goed doen wat jy nie gaan verstaan nie. Maar wees verseker, God sit met jou lewensplan in sy hand. En hy weet dat daai gaan help, dat jy staande bly. So, vir baie jare, sê mense, ag, jy weet Renay, ek is gebore in poverty, baie mense sê ek is in die strate groot geword, en baie mense sê, ja, ag, alles van baba tyd val die vyand maar aan, ek kom net nie uit hierdie modder uit, hierdie stinkgrond uit nie. My seun is gebore op 3 maande getoets vir leukemia, 3 maande. Ek het in 'n baie moeilike plek gestaan in my lewe. Maar kom ons luister na ou Moses. Moses word gebore in 'n tyd waar die koning 'n bevel uitsit dat alle Hebreëse manlike seuns, 'n ronde sirkel, dat alle manlike Hebreëse seuns, babas onder die ouderdom van 2 doodgemaak moet word. Nou dink ek by myself, ag maar God, kon jy nie maar net wag tot die bevel verby is voordat jy laat ou Moses gebore word nie. Nee. God will do everything against all odds. Against all odds. Want die eer gaan hom toekom. Wanneer hierdie ding gebeur, gaan die eer God se wees. So ou Moses word gebore, sy mamma maak 'n mandjie vir hom, sit hom in die mandjie en stuur hom in die Nylrivier af. Nou ek weet nie, weet julle dat die Nylrivier vol krokodille is, en vol slange, en ek kan net dink, daar's muskiete, malaria, en ek dink aan die ergste, ek dink, hierdie mandjie kon omgetiep het en hierdie baba kon verdrink het. Maar per toeval, niks gebeur per toeval nie. God sit met Moses se plan in sy hand, en hy weet, dat Farao se dogter gaan by daai rivier besig wees om te bad. Nie per toeval nie. Nie per toeval hoor hy die kind huil nie. Nee, God het klaar Moses se plan in sy hand. Ek weet daai kind gaan lewe. En toe die woord sê, toe sy die mandjie oopmaak, was hy dadelik lief vir die seun. Hierdie seun Moses word groot in 'n paleis. Want God sit met sy plan. Maar 40 jaar later loop hy Moses in die straat af en hy sien hoe 'n Egiptiese soldaat 'n Hebreëse slaaf mishandel. En hy word so kwaad. En ek dink baie van ons het daai woede. Hy word so kwaad dat hy hierdie man per ongeluk doodmaak. En hy dink niemand het hom gesien nie, maar iemand het hom gesien. Want dis mos maar hoe die vyand opereer. So Moses moes vlug vir sy lewe. En vir 40 jaar
lewe hy aan die ander kant van die woestyn. Want hy het geweet, as hy iewers te gaan uitkom, gaan hulle hom doodmaak. Maar hier is die ding, Moses se planne is nog nie verby nie. God ken sy plan, en hy sê, Moses, 40 jaar later roep hy praat met hom in 'n brandende bos. Hy sê, kom, jou destiny is jy met my kinders, die Israeliete, uit Egipte uit, gaan uithaal. En ek het jou geroep vir hierdie tyd. So vir 40 jaar was Moses stil, en God roep hom, en hy sê, daai selfde paleis waarin jy groot geword het, jy gaan terug na hom toe. Maar Moses het al die verskonings in die boek gehad natuurlik. Hy kan nie praat nie, hy hakkel. Maar God het sy plan in sy hand gehad. En hy het geweet dat dit gaan gebeur. Hier is die lekker ding van dit. Maak nie saak wat jou foute is en hoeveel keer jy verkeerde besluite gemaak het en wat jou verslawing is of wat jou habits en not habits is. God, as jy almal van ons het 'n destiny, God sal sorg dat jy jou destiny bereik. Deur al hierdie slange, niks gaan God keer nie. Slange gaan hom nie keer nie, krokodille gaan, 'n bevel van 'n koning gaan nie. Mense gaan nie keer dat jy jou destiny bereik nie. Dis alles in die hande van God. Hy sê in Romeine 8 vers 28 lees ons, en ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. Hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewens. Sy doel was hy moes die Israeliete gaan red het uit Egipte uit. En dan die laaste ou van wie ek wil praat vandag is ou Job. Hoeveel van julle sit nie hierso en ek ingesluit wat alles verloor het nie. Job het sy besigheid verloor. Hy het sy kinders verloor. Hy het sy familie verloor. Hy het sy vriende verloor. Hy het sy huis, sy vee, hy het alles verloor. Hy het tot sy gesondheid verloor, tot op so 'n mate dat sy vrou vir hom sê, ag weet jy Job, vervloek liewer God, laat jy maar net sterf. Vir 'n baie lang tyd was ou Job baie negatief. En hy het baie gekla. Maar ek kan net myself in daai posisie sit. Dit maak jou bietjie lam. Want jy weet nie waar jou volgende bord kos vandaan gaan kom nie. Maar toe kom ou Moses, ou Job op 'n plek. En hy kry hierdie oomblik dat hy weer besef, maar ek kan net op God vertrou. Hoor wat sê hy in Job 42 vers 2 sê hy, ek weet nou, u kan enige iets doen en niemand of niks of geen krokodil of geen slang of niks kan u keer nie. En presies daai oomblik, toe hy daai declaration maak en sê, God, jy is my God, niks en niemand is beter as u nie, u is die argitek van my lewe. 8 verse later lees ons in Job 42 vers 10, nadat Job vir sy vriende gebid het die Here hom weer voorspoedig gemaak. Trouwens, die Here het hom 2 keer soveel gegee as wat hy voorheen gehad het. Weet jy hoekom? Die Satan kon hom nie eers keer nie. Want God het 'n plan met Job se lewe gehad. Onthou jy, was die Satan wat gesê het, Job is want God hou sy hand oor hom, sy sê God, ek gaan my hand afhaal, maar jy mag hom net nie doodmaak nie. Wat doen God? Hy het die mooiste kinders gehad. Die woord sê net so verder, ek dink is in vers 16 sê hy, en Job het nog 140 jaar daarna gelewe. Hy het sy kleinkinders gesien en 4 geslagte daarna nog. Want hoekom? God het sy plan in sy hand gehad. God het nie een oomblik getwyfel dat hy sy destiny gaan bereik, sy lewensbestemming gaan bereik nie. Maar ek wil vir jou sê, jy kan nie behoorlik die konstruksieproses beplan nie, want jy sit nie met die plan in jou hande nie. Jy het nie die blueprint van jou lewe nie. Maar God kom
En hy gee vir ons so klein ietsie bietsie waar ons kan sien wat sy planne is. Hy kom in Jeremia 29 vers 11 en hy sê, For I, jou argitek, jou boukontrakteur, for I know the plans, die planne, and the thoughts that I have for you. Hy ken elkeen van julle. I know the plans that I have for you. Hy sit met jou blueprint. En dan sê jy, okay, maar wat is dit? Wat is hierdie planne? En net daarna sê hy, plans for peace and well-being and not for disaster. Die Afrikaanse weergawe sê, hy het planne van voorspoed en nie van teëspoed vir jou nie. Hy sê, to give you a future and a hope. So jy het 'n toekoms. Al staan jy kniediep in die modderige, vuil stinkwater. Daar's 'n toekoms vir jou, want God sit met jou planne. Jy het geen idee nie. En terwyl ons huis nou klaar gebou het, ek wil nou net terugkom gaan na ons huis toe, en ek weet die tyd hardloop uit, so asseblief julle, ek het 'n punt hierso. Kom ek by ons huis en alles is op, die skakelaars is in, die wasmasjien is in, die geisers is in, alles is perfek, die teels is gedoen. Maar ons het nie krag nie, ons het nie elektrisiteit nie. En so het dit vir 'n maand aangaan, ons het actually op 'n stadium met ons in ons garage gaan bly, of ons motorhuis gaan bly, want jy weet, na 6 maande, weet jy, mense hou nie daarvan as jy te lank kuier nie. So ons het op 'n stadium toe ons maar in ons motorhuis gebly vir 'n maand lank, het ons elke aand gegaan om te kyk of die ligte aangaan, en vir 'n maand lank was daar glad nie elektrisiteit nie. Maar eendag, toe stap ons in en ons sit daai ligte aan, onthou jy Sinclair, ons sit daai ligte aan, en daar verander ons hele wêreld. Ons het ligte, ons kan bad, ons kan die ketel aan sit vir 'n nywer koppie teetjie, ons kan kos maak. So ons hele lewe het verander op daai oomblik. Net soos Job se lewe verander het. Toe hy erken het dat Jesus Christus die enigste een is en dat niks God se planne sal verander nie. Jy sien, God sê, jou eindtyd, jou beplanning wat ek vir jou lewe het, is nie om in moedeloosheid te wees nie. Ek wil hê jy moet weet, ek sit met jou plan in my huis, in my hande. Want skielik gaan daar goeders gebeur, deure gaan oopgaan, werksposisies gaan oopgaan, skielik gaan jy genesing beleef, skielik gaan daai lewensmaat van jou in daai huis instap, en jy ontmoet jou lewensmaat, en skielik is jy van onderkonstruksie na voltooide werk toe. Skielik verander alles when Jesus flip the switch. Wanneer hy die krag in jou insit. Jy sien, in Romeine 8 vers 28 sê hy sê dit so mooi, hy sê, ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons tans ervaar, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms het nie. So hierdie lyding is tydelik, want God se planne is permanent. Jy sien, om onder konstruksie te wees, beteken dat jy weet jy het foute, beteken dat jy weet jy het verkeerde besluite gemaak, beteken dat daar's iets wat jy nodig het om reg te maak. God sê, my kind, nie vir een oomblik gaan jou storie eindig in 'n nederlaag nie. Nie vir een oomblik gaan jou storie eindig in 'n vernederende plek nie. Nie in een oomblik gaan jou lewe eindig in 'n mislukking nie, maar hy sê, hier is die ding wat hy vir jou sê is, jy moet jou deel doen. Ek gaan my deel doen, maar jy moet jou deel doen. Probeer verander vir die beter. Jy sien, hierdie manne waarvan ek gepraat het
het nie een geweet hoe hulle lewens gaan opeindig nie. Ons praat hier van moordenaars. Ons praat hier van mense, 'n man wat Jesus verloon het. Jy sou nou gedink het, hy het heeltemal die pot gemis. Hy het definitief, moes hy gediskwalifiseer geword het. Maar niks gaan jou diskwalifiseer vir jou destiny nie. Niks kan jou diskwalifiseer nie. Maar jy moet jou deel doen. En hier is die wat ek wil hê jy moet huis toe vat vanaand. En dis waar ek gaan vir jou sê, waar ek gaan eindig, wat ek gaan klaarmaak. Hier is die geheim. Vertrou God in hierdie konstruksieproses. Vertrou God in daai morsige, vuil plek wat jy jouself vind. Vertrou God terwyl jy nog besig is om jou fondasie te grou. Terwyl hy nog jou karakter vir jou bou. Vertrou God. Niemand van ons weet hoe ons lewens gaan eindig nie, maar ek kan jou beloof, as jy gaan staande bly en jou oë op Jesus Christus hou en hom aanhou vertrou, gaan jy nie meer onder konstruksie wees nie, maar jy gaan 'n voltooide werk wees. As jy jouself vind in depressie, as jy jouself vind wat jy van jouself praat as 'n failure, as 'n mislukking, as iemand wat al reeds sy doelwit gemis het, as jy in daai plek staan, wil ek jou vandag waarborg, God sit met jou blueprint en hy weet waar jy moet eindig. Moses het vir 40 jaar weggegaan. God het hom nog steeds teruggebring. En ons weet, hy het sy plan deurgesit. So wat ook al jy jouself in bevind, of vind jy in hierdie morsige, vuil modder, vuil water, vind jy jouself in 'n plek waar alles net soos verwoesting lyk, of vind jy jouself in 'n plek waar jy nie weet waar jou volgende bord kos gaan vandaan kom nie, vertrou God. As jy jou besigheid, vertrou God. God het 'n beter plan. Hy is die argitek van jou lewe. En so wil ek nou vir jou afeindig in Jesaja 41 vers 10. Hy sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. In daai fondasie, ek is daar. Ek is jou argitek. Hy sê, moenie ontsteld word nie, want ek is jou God. Ek het jou gemaak. Ek weet elke gedeelte van jou gedagte, jou lewe. Ek is die argitek van jou lewe. Ek maak jou sterk. Ek wil jou help. Hy sê nie, staan in jou lewe en sê, sorry Tian, you're a lost case. Daar gaan jy. Hy staan nie een keer in jou lewe en sê, Koos, ja, bra, as ek na jou lewe kyk, geen hoop nie. Jy het jou destiny gemis. Hy doen dit nie een keer nie. Hy sê inteendeel, ek is jou God. Ek maak jou sterk. Ek wil jou help. Ek laat jou oorwin. Hy wil hê jy moet 'n oorwinnaar wees. Hy sê ek laat jou oorwin met my regterhand wat mense red. Hy sê ek het jou, elkeen van julle, elkeen van ons, hy het ons lewensplan in sy hande en hy weet waar jy moet opeindig. Moenie dink jy sal klaar gediskwalifiseer oor besluite wat jy gemaak het in jou verlede of foute wat jy gemaak het nie. Of 'n verslawing nie. Hy sê net, doen jou deel. En ek beloof, elke belofte wat ek oor jou lewe spreek, is ja en amen. Hy sal elke belofte tot waarheid bring. So ek wil hê julle moet vanaand huis toe gaan. En die Here sê dankie dat hy sy blueprint, jou blueprint in sy hande het. Want hy's 'n ervare God. Hy's 'n argitek van alle lewens. Hy het
nie Moses laat gaan nie, hy het nie Petrus laat gaan nie. Hy het nie vir Job gelos net in sy eie gemors nie, en hy het definitief nie jou gelos nie. So ek wil dit los by jou. God het sy plan in sy hand. Kom ons maak ons oë toe en sluit die diens af. Dankie Hemelse Vader, dat U die argitek is van ons lewens. Dat ons nie nodig het om rond te kyk en te wonder nie, maar dat U alreeds in ons môre, in ons dag van môre gaan wees, Vader. Dat U alreeds weet wat ons destiny, ons lewensproses is, en laat ons net besig is om 'n dieper fondasie te grou, sodat wanneer U ons in daai volgende level toe vat, dat ons sterk en staande sal bly, Vader. Dankie vir elkeen wat vanaand hier sit, en met daai wroging sit, dat ek het die I missed the target. Ek is gediskwalifiseer, ek het myself gediskwalifiseer. Vader, ek vra dat U vanaand sal kom en in elkeen hulle aanraak met die vuur van die Gees, dat hulle sal weet, dat U alreeds U planne, hulle planne in U hand, en dat U alreeds besig is om tot hulle doel te gaan. Dat elkeen van ons wat hier sit vanaand, Vader, ons goddelike bestemming sal bereik. Vader, ons weet, ons gaan hierdie week uit en ons gaan in hierdie wêreld in, waar dinge woes en de mekaar is. Maar wanneer dit woes en de mekaar raak, Vader, vra dat hulle sal weet, dat U hulle planne in U hand het. Dat dit nie per toeval is, dat hulle by daai werk is nie. Dat Vader se dogter nie per toeval Moses oorhuil het nie, maar dat hy alreeds die plan van Moses in sy hand gehad het, net soos wat hy elkeen van ons het, dat ons nie per toeval op daai plekke is nie, maar dat U dit beplan het. Vader, beskerm ons, ek bly die bloed van Jesus oor elkeen van ons lidmate, oor elkeen wat vanaand huis toe gaan, oor ons huise, en ek vra dat U engele sal uitstuur aangaande ons weë, om ons te beskerm van die vyand se pile. Dankie Vader vir die voorreg wat ons gehad het om vanaand hier te kan staan en weet dat U my lewensplan in U hande het. Ons loof en prys U heilige naam. Amen. Dankie julle, die diens is klaar en ek glo dat die Here julle sal vooruitgaan. Amen.